righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted by the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruits in old age. They will stay fresh and green. Oom Pieter, soos ek hom altyd maar genoem het, en soos die kerk hom ken, Mr. Winnaar, word oorleef deur juffrou, 3 seuns, 2 dogters, kleinkinders, agterkleinkinders en inderdaad Vegika Kerk, wat deur hierdie heen gaan van hom Pieter, dan ook in rou gedompel is. Broers en susters, kom ons buig ons hoofde, dan hou ek vir u 'n paar verse voor uit Psalm 127. 'n pelgrimslied. As die Here die huis nie bou nie, soog die wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg sal opstaan en laat gaan slaap, om met moeite bestaan te maak vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. My liewe broers en susters, kind van die Here, bedroefde familie, God groet ons vandag met hierdie pragtige woorde, woorde wat uit die woord en uit die hart en uit God self kom, woorde wat deur Christus Jesus inderdaad aan ons gegee is. Hierdie woorde was vergestel deur Christus se liefde en dit word opnuut bewerkstellig en moontlik gemaak deur die kragtige meewerking van sy Gees in ons midde, vandag, môre tot in ewigheid. Amen. My liewe broers en susters, kom ons staan en ons antwoord op die seëngroet van die Here en ons sing dan lieflik met mekaar saam uit die Sionsgesang, Gesang 305, gaan vlug met jou smarte, waar niemand dit weet. Baie dankie, mag maar sit. Broers en susters, ons gaan nou geleentheid gee vir die familie om vir ons dan die kers, die lewenskers van Pieter aan te steek.
Die simboliek van hierdie kers is dat daar was lewe. Op 22 Junie 1935 het hierdie kind van ouers in die wêreld gekom en hy het lewe verskaf en so steek ons sy lewenskersie aan en ons gaan dit so 'n bietjie later in die diens dan weer uitblaas. Ek gee geleentheid vir die orkes om vir ons dan ietsie te speel terwyl die kersie van hom Pieter aangesteek word. My liewe broers en susters, ons gee geleentheid vir pastoor Bux en dan vir Pieter om vir ons dan oom Pieter se huldeblyk te bring. Goedemorgen, lieve gemeente, familie en vrienden. Het is vandaag
is vandaag voor mij een groot voorrecht om hier die lofrede te brengen. Mijn naam is Pieter Winnaar. Ik is een seun van die oudste broer. Van die oudste broer van ons onkel. Ja, vandaag is ons hier vanmorgen om die mooie leven van een echtgenoot, van een vader, van een oom, van een opa te vieren. Onkel, zoals ons hem kennen, heeft baie harten aangeraakt met zijn liefde, met zijn humor, met zijn vriendelijkheid en zijn onwrikbare toewijding voor zijn familie en voor zijn kinders. Onkels eerste liefde was voor zijn vrouw, voor zijn kinders, zijn kleinkinders. Hij had baie van hulle gepraat. Dus zoals ons nou reeds gehoord het, onkel is geboren op 22 juni 1935 daar op Queenstown. Hij is de jongste van 4 broers en 2 zusters. Hij was daar op school Maria Low, hoerschool te Queenstown, waarna hij naar Eastland toe gegaan het om te kwalificeren als onderwijzer daar bij Hewitt Onderwijscollege. Onkel heeft bij verschillende scholen onderwijs gegeven. Zijn invloed als onderwijzer is ver buiten die klaskamer gegaan. Hij heeft niet lessen uit de boeken geleerd, nie, maar hij heeft ook lessen van het leven, lessen van geduld, lessen van liefde, lessen van empathie en lessen van moed geleerd. Onkel, hij was de ware vredemaker. Hij heeft met een Christine getrouwd, daar in Middelburg, Oos-Kaap. Ik was nog geleid toen hij trouwen bijgewoond het. Die ochtend, toen ik en mijn vrouw die hartzeer woordschap kreeg, was ze daar bij onze dochter huis. Toen lees ik die WhatsApp, toen zie ik Edwin. Toen zei ik op mijn vrouw, maar ik heb die WhatsApp opgemaakt en ik heb daar zo gekeken. Toen zei ik, het lijkt van mij, dat is voorbij. Kijk ons elkaar met tranen in de ogen. Toen zei ons, als ons maar verhoor gekomen. Toen ik klein was en toen had onkel voor mij houtkarren gemaakt. Bij een zondag heeft hij mij op de fiets gevat.
en dorp toe gery met my. Ek onthou ook dat ek my toon daar in die speek seer gemaak het. Soos ons weet was Skoender destyds nie beskore vir ons nie. Ek onthou ook nog toe we op die tafel gesit het. Toe vanuit tafel afval. Toe was ek vinnig genoeg om iets te vang. Ja, terwyl ek my vrou so gesit het en trane geloop het. Weet ek dat oom baie lief was by Everalda. En Christine is ook baie lief vir haar. My vrou is hulle oom, een van Christine, as 'n skoonpa en skoonma geken. Oom was 'n krangige sportman. Hy het voornamelijk uitgeblink in cricket. Ek onthou een dag het ons teen hulle gespeel, toe was ek nog op skool. En dit was vir my so 'n groot prestasie toe ek hom uitgebal het. Toe ek groter word, het ek nog maar die dinge van die kind afgelê en ek en oom het nou maats geword. Ek en oom het broers geword en ons het lekker sosiaal verkeer. Julle ken ons maar. Ons het gelag. Ons het grappe gemaak. Ons het nie grappe verstel vir mekaar nie, maar ons het grappe gemaak van die dinge wat ons sê, die dinge wat ons doen. Soos ons vir oom ken, weet ons, hy kon baie lekker lag. En sy lag was vir ons 'n lied. En as hy gelag het, dan het ons almal saam gelag. Ek wil net so een staaltjie vertel. Ek onthou daar in Queenstown was Neville nog babietjie. Toe Neville siek geword. Hy het daar meningitis opgetel. Hy het in die hospitaal beland. En toen was Christine en oom moest me so weer te maak om daar by hom te gaan sit. Nou, wanneer het oom se beurt was, dan het ek ook maar daar saam met oom gaan sit. En vir Neville opgepas. Maar soos het nou wil, het hierdie 3 vrouens en Christine, Everalda en my ander tante besluit, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat gaan aan daar by die hospitaal? Toe ek so uitkyk daar deur die venster, sien ek, hier kom ek sê, oom, hier kom hulle. En ek gaan steek die goed weg, ek gaan nie sê wat die goed nie. En ek gaan steek die goed weg. En dan sit nou maar, asof niks gebeur het nie. En dan Christine kom in naast vir my auntie, kom in naast my auntie loop agter aan Christine en my auntie sê. En dan Christine vra, wat doen julle hier? En sê, nee, ons sit hier so, ons kyk maar hier vir Neville. Hy sê, maar hierdie plek stink dan soos, ek gaan nou nie sê soos wat nie. En natuurlijk, ons was in die moeilijkheid.
En Christine, Edwin, Sylvie, Des, Neville, Christa, Rachel, zoals ons dan maar ken, Nonna, Petrus, Derek, al die kleinkinders. Nou, ons het besluit, ons gaan nie name noem nie, maar hier doen ek nou reg die verkeerde dinge om die name te noem, maar julle maar die verskoon word. Ons wil vir julle sê baie dankie vir wat julle vir Ankel beteken het, vir wat julle vir Ankel gedoen het, die bystand, die liefde, die opoffering. Ons weet vandag dat julle gebroken is, ons weet vandag dat julle seer het, ons weet vandag dat julle leeg is sonder Ankel, maar laat ons nie treur soos die wat nie hoop het nie. Ek wil julle los met die woorde van Mattheus 25 vers 21. Mooi is so goeie en getrouwe herder. Oor weinig wat jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Here. Wanneer ons vandag tot ziens sê aan Ankel, wanneer ons vandag sê auf Wiedersehen, weet net, die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat sla is van gees. Laat ons Ankel se nalatenskap, sy kosbare herinnering onthou. Laat ons sy liefde, laat ons sy vriendskap, laat ons sy lag, laat ons sy humor vir altyd bewaar. Mag Ankel sy herinnering vir ewig in ons harte bly en mag ons troos vind met die wete dat hy vrede gevind het. Vince Gill sing daai pragtige song, Go rest high on that mountain. Uncle, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for the Father and the Son. Uncle, ons gaan jou mis. Ons gaan jou baie mis. En mag ons elke dag jou goeie voorbeeld uitleef. Rustig is, hy is vandag by Jesus. Baie dankie. Geliefdes in die Here en mede-roubeklaers, wat 'n besonderse voorreg, groot voorreg om te praat oor die lewe van so 'n groot man. Ek voel eintlik te klein en minderwaardig. Die oomblik is vir my te groot. Wat my opgeval het, was meneer Winnaar se liefde vir God, sy liefde vir sy medemens. Sy hart was vol liefde, ook vir sy vrou. Wat my verder opgeval het, was meneer Winnaar, oom Winnie,
se omgee vir sy kinders. Hy wou net die beste vir sy kinders gehad het. Jy weet, ek het Khalil Gibran se boek The Prophet oor en oor gelees, soveel so, dat ek dit selfs uit my kop kon aanhaal. Meneer Winnaar het met bewondering geluister, as ek vir Khalil Gibran aangehaal het. Daarom doen ek dit vir die laaste keer van meneer Winnaar. Wat sê Khalil Gibran oor liefde en oor kinders? Then Amrita said, Prophet of God, speak to us of love. And he said, love gives not but itself and takes not but from itself. Love possesses not, nor would it be possessed. For love is sufficient unto love. When you love, you should not say, God is in my heart, but rather, I am in the heart of God. And think not that you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course. As love crown you, so shall it crucify you. Amalek praat oor kinders. Then Amrita said, Prophet of God, speak to us of children. Then he turned around and said, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. May you strive to be like, you may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. Wat sê Khalil Gibran oor dood, oor death? Death, for life and death are one, even as the river and the sea are one. Meneer Winnaar het nie op 60 afgetree nie. Hy het eintlik op 75 ophou skool hou. Ons praat van Kommersdal Primêr van Rein Orban, so op 'n jaarlikse basis. Ja, hy het 'n passie vir onderwys, 'n passie vir kinders gehad. En sy jonger dae het meneer in Queenstown gebly en later by Richmond gaan vestig. In 1969 het meneer vanaf Richmond na Suid-Wes-Afrika gekom. Hy was so alreeds getroud. Vanaf 1970 tot 83 het hy naby sy skool gehou. Hy was die skoolhoof al daar en hy was ook ouderling van die kerk. Hy was 'n krangige cricketspeler en elke kind in Nabasep het later cricket gespeel. In Januarie 1984 het meneer Winnaar by Kommersdal Primêr begin skool hou. Die oud skoolhoof meneer Rens is ook hier, waarvan ons waardering het. As HOD, maar juffrou en die kinders het nog 1 jaar agtergebly in Nabasep. Meneer het die waters getoets. In Desember 1984 het die familie verhuis na Windhoek. Juffrou het in 1985 'n pos aanvaar by primêre skool Kommersdal. Meneer Winnaar was HOD by primêre skool Kommersdal tot en met sy aftrede, nie dat hy heeltemal afgetree het nie. Op Nabasep was meneer Winnaar, soos ek genoem het, skoolhoof. Hy was ouderling by die destydse NG Sending Kerk, vandag VG Kerk, of Verenigende Gereformeerde Kerk. Hy was 'n geduldige man. Wat 'n geduldige man.
He was a caring father. Hy was baie lief vir sy vrou, vir sy kinders en kleinkinders. En dan het hy baie gehou van lag, hy kon heerlik lag. Hy het grappe geniet, al het hy ook so droë sin vir humor gehad. Luister, meneer Winnaar was 'n goeie kok, glo dit of nie. Toe juffrou nie meer kon nie, het hy die pligte in die kombuis oorgeneem. En toe juffrou siek was, was meneer ook haar haarkapper. En hy het haar hare gekam met soveel liefde. Hulle was baie lief vir mekaar, 'n omgee liefde, want meneer Winnaar, jy sien, hy was 'n omgee mens. Die laaste donderdag wou hy nog vir juffrou bel voordat hy gesterf het. Hy het daai oggend breakfast geëet en selfs koffie gedrink daar by Paramount Hospitaal. En hy het vir die caretaker gesê hy wil sy vrou bel. En hy het gesê haar nommer is 78. Ek weet nie wat dit sou beteken nie. Juffrou sou nog 3:00 die middag 'n besoek gaan aflê, soos ek self ook maar beplan het om te doen. Meneer en sy seun Derek was saam siek en dit is wat dit so moeilik maak, jy weet. Baie keer was Derek in die hospitaal en kon nie vir meneer besoek het nie. En meneer het nadat die breakfast gaan eet het hy gaan slaap om nooit weer wakker te skrik nie. Hy het die ewigheid ingeslaap. En weet jy, as jy na sy liggaam kyk, dan lees jy op sy gesig, "It is well with my soul." Then you see a peaceful person. Hy lyk so peaceful. Hy lyk so tevrede. Dis asof meneer Winnaar wou sê, ek is tevrede, ek het God stad aanskou, daar's hier benede niks om my vas te hou. Ek sal nie rus tot ek daarbowe, o my God, voor die troon sal lowe. Ek sluit af vanoggend. Ek wil noem dat Nonna as 'n kind in meneer Winnaar se huis in Nabbesep groot geword het. Eintlik sy dogter. Sy was soos 'n suster vir die kinders. En toe hulle windhoek toe kom trek, het sy ook saam van Nabbesep af 'n windhoek toe getrek. Jy weet, soos hy ook 'n losie wat jy wil hom los daar, maar meneer Winnaar was bewus van sy naderende einde. Hy het gesê, "Des julle, ek sal nie meer lank saam met julle wees nie." Hy het ook gesê, "Nonna, die tyd wil nie klaar raak nie." Mr. Winnaar was humble to the core. He took nothing for himself and gave God all the praise. Yes, he was faithful by nature. Integrity flowed from his life through and through. And I, like so many, have been blessed with his life. Although he has passed from this world, his influence and legacy will live on. Ek groet vandag 'n groot gees, 'n groot onderwysman, 'n nederige kind van God, meneer Winnaar Hambakale. Mooi loop. Auf Wiedersehen. Adios, amigo. May his soul rest in peace and rise in God's eternal glory. Amen.
My liewe broers en susters, weet jy, ek wil net vanaf die kerk se kant ook net vir u so 1 of 2 goedjies vertel. Dit is inderdaad soos pastoor daar gesê het, en soos die familie ook weet, en soos elkeen van u wat vir hom Pieter geken het, daai woorde wat hulle gesê het, was die waarheid. As ek altyd by hom en juffrou gekom het, never mind juffrou se toestand, en in watter graad haar siekte is, het ek nog nooit gehoor dat hy ongeduldig is, en dat hy kwaad geraak het, en as juffrou die pad gevat het, sy het altyd vir my gesê, as ek daar gekom het, sy moet loop, sy moet gaan skool hou, en dan het ons haar altyd hier, die kinders sal weet, u sal weet, by watter huis spesifiek hier af in die straat, het ons haar altyd daar gaan kry, en dan het hy tannie vir ons eers daar sit gemaak, en laat ons daar tee drink, en vir juffrou rustig kry, en dan kon ek en oom Pieter vir haar huis toe vat. Maar hulle het omtrent so hier, waar pastoor hulle sit, in daai kool, het hulle gesit, en never mind, hulle sieke toestand, en hoe ver hulle in die jare was, kon jy die winnaar egpaar daar optel. Ons kerk het die geneigtheid gehad, en ons doen dit nog steeds, dat wanneer ons Vadersdag en Moedersdag het, dan gee ons 'n koek en oorhandig die koek aan die oudste vader en moeder, en oom Pieter het jaar vir jaar was hy die wenner. Hy sien net 'n winnaar, hy was die wenner, en dan het hy koek by die kerk losgeslaan vir hy en juffrou en die kinders, en wie by die huis was, en gewoonlik het ons geweet, oom Pieter is die oudste, en dan het hy die koek saam huis toe gevat. En so kan ons die Here die lof en die eer gee. Kom ek by die hospitaal, never mind die toestand, hoe ongemaklik hy is, dominee kom in, hoe gaan dit met dominee? En dan is ek soos in oom Pieter, maar ek moet vra, hoe gaan dit met u? Dan sê hy, nee, is ook nodig dat ons moet vra, hoe gaan dit met die predikante? En so was hy regtig, hy omgee mens. En inderdaad sal Windhoek VGK vir hulle mis. Ons gaan vir juffrou mis. Sy is nie meer die vrou, die juffrou, die ma wat die kinders en wat die gemeente onthou en weet. En haar geheue is nie meer so fantasties soos ons weet, met die ouderdom en die siektes word dit aangetas. En daarom sal hierdie vermisting groot wees. Stap hulle tweetjies daar uit by die deur en ons groet daar agter, dan het hy altyd omgekyk, waar is juffrou, dat sy tog soos 'n regte gentleman, dat sy eerste moet stap en die predikant groet, en dan volg oom Pieter. Inderdaad, van ou stoffasie, maar goeie deugde. Kinders, julle het pragtige ouers. Rikkie, speel asseblief vir ons tog die slideshow, en dan sal ons dan daarna verder gaan. Yes, for years I traveled a road all wrong. My heart had lost its joy and its song. Then grace, it placed me right where I belong. When mercy rewrote my life, mercy rewrote my life. His mercy rewrote my I could have fallen from my soul, cast way down, but mercy rewrote my life.
my mistakes that day. He turned into miracles. My tears, He turned into joy. All past sins were forgiven, and a new name was written, and it said, mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy rewrote my. One more time, sing that chorus, please. Mercy rewrote my life. Thank God His mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy, thank God, rewrote my life. My liewe broers en susters, ek hou vir u voor die bekende verhaal van Lazarus wat kom uit Johannes 11. Ek lees vanaf vers 17 met u saam. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toegekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep na jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe, om weer daar te gaan huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was, en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê,
Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar daar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle sê toe vir hom, Here, kom kyk. Jesus het gehuil en die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, hy kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie moes sterf nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol hierdie klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom my staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met die kopdoek. Jesus sê toe vir die mense daar, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, vandag wil ons inderdaad die lof, die eer, die aanbidding van ons harte vir U kom gee. U wat is, wat was en tot in ewigheid ons God is, tot U kom nader ons. En Here, juis omdat ons tot U wil kom nader, besef ons tog, Here, dat ons sondige mense is. Dat ons, Here, vandag en die dae in die afgelope tyd, Here, verkeerd gehandel het, met woord, met daad, met optrede. En Here, wanneer ons besef dat U ons uitnooi, net soos ons is, Here, dan besef ons sonde nood is groot. En Here, dan wil ons kom, ons wil hastig kom, ons wil kom, Here Jesus, maar voordat ons kan kom, Here, wil ons vra dat U ons die sonde sal afwas. Here, dat U ons gaan reinig, want Here, wanneer ons 'n ontmoeting met U het, dan beweeg ons op ander gronde, en weet ons, Here, dat hierdie heilige gronde is, want ons het met 'n heilige en 'n ordentlike God te maak. Here, dan vra ons, Vader, dat U ons die sonde nie sal toereken nie, maar dat U hierdie sonde, Here, soos die woord sê, van ons weg af sal vat, Here, en dat U ons, Here, witter as sneeu sal kan maak. Here, dat ons waardig kan wees om in hierdie voorhowe en in hierdie tempel, Here, hierdie teenwoordigheid van U in te mag beweeg. En Here, wanneer ons in beweeg, dan sien U dat ons is stikkend gebroken. En ons, Here, het soveel houe aan ons lyf, dat ons besef, Here, dat die wêreld ons so seer maak, en dat daar een paar hande is, wat ons vanmôre heel kan maak. Here, ons besef vanmôre, Vader, dat deur die dood, Here, is die kinders inderdaad so stikkend, dat baie van hulle voel dat daar is nie 'n heel plek nie. Hoe lank sal dit neem? Sal ons ooit, Here, weer lewend en heel kan word, wanneer ons harte so seer is? Maar Here, dan stuur U engele aangaande ons, en U stel hierdie engele aan, Here. En U plant, Here, hierdie engele by siekbeddens, by oop grafte, Here, by mense wat in kerke sit, wie se harte stikkend is, en U spreek verbondstaal met ons. Die soeste melodie, Here, en die mooiste liriek, wat enige mens kan hoor, en dan nooi U ons uit, Here, om ritmies met U te kan beweeg. En Here, dan sing ons, it is well,
it is well with my soul. En Here, wanneer ons sing, dan kan ons nie alleen sing nie, Here, dan vra ons die engele koor om saam met ons 'n loflied te kom sing, en dan sing ons, Here, verder, dat Jesus is myn. En Here, as ons verder moet gaan, Vader, dan wil ons nie alleen beweeg nie, maar ons wil, Here, elke sieke, ons wil elke stikkende persoon, ons wil die blinde, Here, die krepele wil ons saam met ons neem, en ons wil, Here, as 'n eenheid daar by die wenstreep aankom, en ons wil inderdaad, Here, vanmôre ook die winnaarfamilie saam met ons neem, dat hierdie kinders, Here, by die wenstreep uit kan kom. Here, hulle staan met die lese, elkeen in hulle hand. Juffrou staan met die lees in haar hand, Here, dat Oom Pieter het, Here, inderdaad, hierdie wedloop voltooi. Hy het die geloof behou, Here, en hy sterwe in hierdie geloof, en nou wag die oorwinningskroon van Christus, inderdaad vir hom. En Here, dan besef ons, Vader, U is die God wat self kan kroon. U is die God wat hierdie kroning kom doen, maar U kyk nie net na hierdie een kind nie. U kyk, Here, inderdaad, elkeen wat by oop grafte staan, elkeen wat doodheid beleef, Here, elkeen wat vanmôre hierdie stikkendheid beleef, Here, en U kyk verder, Here, as net 'n oop graf, en Here, 'n kus wat ons realiteit vanmôre is. En U sien die hart van die kinders raak, Here, en U wat die toetser is, U wat die kenner is, Here, U kyk dwars deur ons, Here, en U sien vanmôre ook, Here, soos hierdie kinders by hierdie kerk ingekom het, Here, never mind, of ons aan hierdie familie gebind is, Here, kyk U hart en U oog verder, en U maak bemoeienis met U kinders. En Here, dan weet ons om in die teenwoordigheid van die Here te wees, Here, sê vir ons hoef nie aan ons eie harte en aan ons toestande te kom bou nie, Here, dit sal alles te vergeefs wees, wanneer ons dit self wil kom doen, maar Here, wanneer ons toelaat dat U saam met ons bou, dan bou U, Here, steen vir steen, en dan bou U, Here, en dan haal U af en dan skaaf U, en dan vorm U nuut, Here, en dan kan ons net uitroep om te sê, dit gaan goed met die mens, wie sy welbehae in die Here het. Ag Here, nou staan ons vanmôre hier, met die woord voor ons. Baie keer het ons hierdie woord, Here, het ons dit gehoor, maar ons omstandighede was tog anders gewees. En vanmôre presenteer ons hierdie woord, Here, en ons vra dat 'n nuwe manifestasie van U af na hierdie familie toe moet kom, Here, en dat hierdie woord vanmôre weer eens, Here, nuut en opnuut tot hierdie harte sal deurdring, en Here, dat elke woord, Here, in hierdie harte aanklank sal vind, want U wil vanmôre met ons elkeen verbondstaal kom praat. En Here, wanneer U met ons wil praat, Vader, dan vra ons, maak ons harte, Here, rustig, en gee vir ons 'n kalmte, Here, en hierdie vrede wat elke verstand te bowe gaan, Here, dat ons aanklank by die woord en by die taal van U mag vind, en dat ons so getroos kan word. Here, wanneer U hierdie woord, Vader, letter vir letter afbreek en oopbreek, Here, dan weet ons, Here, U woord kan stikkende harte heel maak, en Here, daar waar dorstigheid is, Here, daar kan U tot ons kom spreek. Spreek dan, Here, want die diensknegte en die diensmaagde is luisterend. U naam ter ere. Amen. My liewe broers en susters, daar word 'n storie vertel, dis 'n bekende storie, dis ons storie, van 'n persoon wat op 'n tyd by 'n partytjie gewees het. En ons weet wat by hierdie partytjies en hierdie vieringe gewoonlik aan die gang is, en dat hierdie persoon toe besluit het, omdat hy nie meer by sy volle positiewe is, dat hy sy kar by die partytjie sal los, en dat hy per voet verder na sy huis sal stap. Sy huis was egter nie so ver van waar die partytjie gewees het, en dan beweeg hierdie persoon uit, en hy sê, ek sal later, môre sal ek my kar gaan haal. Hy vat shortcut soos ons gewoonte mos maar is, en dan beland hy, of dan sê hy vir homself, die shortcut loop deur die begrafplaas.
Hy sê ook vir homself, ek moet hierdie shortcut vat, want ek is nie by my volle positiewe nie, maar hierdie persoon beland toe ook in 'n oop graf. En hy sit daar en hy het nou alles al aan gedink om by hierdie graf uit te kom, en ons weet mos nou, om by 'n oop graf uit te kan kom is nie so maklik nie. Ons anders wat nie so fiks is, sal heel dag daar sit. En ons sal aan alles dink hoe om uit te kom en later maar hoop opgee, soos hierdie man ook gedoen het. En dan sit hierdie man en die next moment voel hy en hy hoor hier is so 'n dowwe geluid en 'n next persoon val met dieselfde ook daarin. En hy het homself, toe sê hy vir hierdie man wat tweede hier inval, jy sal nooit hier uitkom nie, maar hierdie man het daar uitgekom. Want u sal met my saamstem dat ons almal is bang eintlik vir oop grafte. Ons wil nie in die aand by 'n begrafplaas verbyry wat nog te sê in hom wees en ons wil nie vereenselwig word met hierdie begrafplaas in die aand nie. My liewe broers en susters, die aanklank wat ons vind hier is dat baie van ons het oop grafte in ons lewens. Baie van ons broers en susters sal met my saamstem dat ons in vandag se lewe het ook hierdie doodsheid en hierdie doodgevoel binne in ons alhoewel ons nog lewe. Baie van ons is dan ook hier en ons stem saam met wat ons vir mekaar kan sê dat ons lewe in 'n natuur van dood. En weet jy, daar is niks wat so erg is dat ons al reeds gaan sterwe terwyl ons nog lewe. Gaan kyk ons na die kultuur rondom ons en gaan kyk ons na die dinge wat rondom die kind van die Here aangaan en waardeur die kind van die Here moet elke dag deurgaan, sal hy ook met my saamstem, dominee, ons het 'n lang lys van goed wat in ons lewe nie oukei is nie. Weet jy, my liewe broers en susters, ons moet nou binnekort nog in hierdie maand moet ons na die stembriefies gaan en na die stempunte gaan en ons moet hoop en ons gaan bid daar en ons kondig baie keer hierdie dae af dat ons nog 'n rustige verkiesing en 'n oorgang moet hê. En baie keer, my broers en susters in die ander lande, gebeur dit nie so vreedsaam nie. Die kind van die Here word elke dag gekonfronteer met die dood en die doodsheid van dood en hierdie absolute aftrek, want ons sit in pyn en lyding en ons weet nie baie keer hoe om hierdie dood van ons af weg en af te skuif nie. Die kind van die Here word elke dag gekonfronteer met die droogte. Ons sien en ons hoor en ons ruik hier buite dat hier buite is die reën besig om te val, maar ons erken ook dat die groot dele van Namibië het nog nie die reën ervaar nie en boere is inderdaad in hierdie doodsheid vasgevang, want ons sien realiteite van dood van diere, van 'n land wat nie kan groei nie en van hierdie omstandighede wat eenvoudig nie kan verander nie. Ons staan elke Saterdag, staan predikante by verskillende families en ons moet die troos bring. En baie keer is die predikant self, broers en susters, so gestroop, want ons moet ons eie mense tot hierdie graf te bring, en het ons baie keer vir onsself nie die woorde van troos, en dan moet ons die hoop boodskap vir God se kind bring, en dan is ons self in hierdie doodheid van dood vasgevang. Hierdie winnaarkinders sit vanmôre met 'n hele lys van vrae. U wat daar buite is, sit met die eie dood, en baie keer, my broers en susters, dan wend die kind van God hom of haar na hierdie unlived life, en na hierdie goed wat ons net nie kan versadig nie, en dan weet ons die konsekwente is so geweldig groot. As ons nie met ons dood en die doodheid en hierdie dinge wat die dood aan ons doen, broers en susters, daarmee kan deel nie, dan is ons geneig om in hierdie grafte vas te val en sal ons nooit daaruit kan kom nie. Ons is in Betanië vandag en dit is die begrafnis ook inderdaad van Lazarus.
En so, ons het gehoor in die perikoop, dat Lazarus is al reeds 4 dae dood, en Jesus blyk of hy net 'n bietjie te laat is, en dat Jesus nie betyds by hierdie susters kan uitkom, want hierdie grootsheid van hierdie dood dreig hierdie familiebroers en susters, en hierdie kinders uiter. Here, as U tog maar net. Here, U is 4 dae net te laat. En broers en susters, so sit die kind van die Here baie keer met hierdie if onlys in our lives. En dan weet ons nie wat om met dit te maak nie. Baie keer dan sit ons en is ons vasgevang in hierdie verhoudings wat nie wil werk nie, in hierdie werke wat nie wil uitwerk nie. Ons is vasgevang in hierdie verhouding met my God, want ek kan nie oor hierdie bitterheid en ek kan nie oor hierdie onvergewensgesindhede kom. En ek vra die Here die lewensvraag. En ek bevind my in 'n doodheid waarvan ek nie die lewe kan sien nie. Broers en susters, tydens die gesprek met hierdie susters, dan kom die Here en hy breek die kern van hierdie evangelie vir hierdie vroue oop, en hy breek die evangelie oop vandag, en die Here sê vir hierdie susters, en hy sê dit vir die Winnaar-familie en vir u daar buite, en vir u in hierdie kerk vanmôre, ek is die opstanding, en ek is die lewe, never mind die doodheid wat jy in jou hart ervaar. Die Here nooi ons uit en hy sê, never mind jou omstandighede, wie in my glo sal lewe, al het ons al soveel verloor in die lewe. Die Here sê dat ons nooit in hom mag sterwe nie, dat ons nooit in hom mag doodgaan nie, dat ons nooit, broers en susters, in hy grafte moet gaan bly lewe, en daar gaan lê nie. Want as die Here jou opstanding in jou lewe is, dan mag 'n graf en omstandigheid nie die kind van die Here vashou nie. As die Here hierdie woorde tot ons uiter, ek is die opstanding en ek is die lewe, broers en susters, dan breek hy hierdie bande van dood, en hy breek hierdie bande wat ons vashou aan die graf, en die Here wil lewe oor u spreek. As u vanmôre hier ingekom het en u voel, dominee, maar ek sit, en ek bid teen hierdie siektes, en ek bid teen hierdie armoede, en ek bid teen hierdie doodsheid in my verhoudings, het sy met my man of my vrou, en of daar by die huis en of by die werk, en of dit met my kinders is, broers en susters, die Here sê, as hy u opstanding en lewe is, dan wil God die bande van dit, en hy doodsheid in jou lewe kom breek. Hy vra vir hierdie susters, glo jy dit? En as die Here die lewe in ons lewe wil kom inblaas, en hy ons hierdie lewe wil kom gee, dan vra hy, glo jy dit? En net, nie soos hierdie susters geantwoord het nie, Here, ek glo, dat wanneer u weer sal terugkom, dat my broer inderdaad sal opstaan. My liewe broers en susters, dit is hier waar die Here vir ons kom sê, jy hoef nie aan die toekoms te dink nie, ek wil hê dat jy nou hierdie opstandingsgeloof moet erken, moet ontvang, en die lewe hier moet ontvang. Glo jy dit? Weet jy, in hierdie verhaal gebeur so baie dinge. Hulle sê, en ons het gelees in die perikoop, dan vra die Here, vat julle my tog na die graf toe. En toe hulle by die graf kom, dan sê die susters, Here, maar hy ryk al, hy kan tog nie daar ingaan nie. Ons weet, die omstandighede was anders. Lazarus het nie in hierdie tipe van kus gelê, hy was nie gebalsem nie, hulle het op die ou tradisie, maar die Here steur hom nie aan die goed wat gister gebeur het nie. Hy sê vir hulle, rol die klip weg. Opstandingsgeloof. As die Here met ons vanmôre, met die Winnaar-familie praat, broers en susters, dan sê die Here vandag vir ons, rol jou klip weg, en kom uit, Lazarus, dat ek jou kan genees.
Broers en susters, as u nie in die opstanding en hierdie goue draad van die evangelie kan glo nie, dan sal u nie die grootheid van God se hand in jou lewe kan glo nie. Jesus roep vir Lazarus en hy sê, Lazarus, kom uit. Hy roep vandag vir u en vir my op die naam. En hy sê vandag vir ons dat ons moet uitkom uit die doodsheid, uit die omstandighede, uit die doodgevoel, en die Here sê, rol jou klip weg, dat jy in my kan glo. En dat jy die grootheid van God kan belewe. Weet jy, toe Lazarus uit hierdie graf uitkom, was die verbande nog op hom. En hy was nog toegedraai. Met ander woorde, die omstanders daar kon sien, hy kom uit die dood. Die kopdoek was nog op sy kop gewees, maar die Here het dit nie afgehaal nie. Winnaar familie, die Here sê vandag, julle moet toelaat dat julle mekaar se ondersteuningssisteem sal bly. Die Here gebruik gemeenskap buite ouens om vandag ons kopdoeke af te haal, broers en susters, om vandag hierdie bande op ons lyf af te haal en te verwyder, en die Here sê, kom uit Lazarus, dat jy genees kan word. En winnaar familie, en u wat luister, en u wat vanmôre in hierdie preek sit, en u wat vanmôre hier is, die Here nooi ons uit en hy sê, kom en allow dat jy deur ander hande afgewas, nuwe salf kan ontvang, en dat jy deur ander hande inderdaad omgesien kan word. Wat beteken om Pieter se heengaan vandag vir ons? God bevestig dat ons geloof in hierdie verhaal vanmôre kan kry. God beloof vanmôre, broers en susters, dat nie net die winnaar familie, maar ons daar buite, wat in hierdie grafte sit en wat in hierdie grafte vasgevang is, ons wat baie keer nie hoop het nie, broers en susters, dat ons geloof in die Here versterk kan word, en dat ons uitgenooi kan word met jou kopdoek, en met jou bande om jou lyf en jou sere. Rol jou klip weg, en kom uit. God wil jou uit die graf uithaal, en daarom is hy saam met ons. As ons deur die beproewings gaan, broers en susters, en as ons by die oopgrafte en by hierdie tekens van kiste kom staan, en as ons sien hoe dat ons geliefdes in die Here treur, dan sê die Here, ek het medelee met my kind, en ek treur en ek ween saam met julle. En dit maak ons hart 'n bietjie sagter, en die omstandighede en die seer van ons. Maar dan sê die Here ook inderdaad vir ons deur oom Pieter se dood en sy heengaan, wat julle van God kan verwag, is dat die Here wat lewe, wat hemel en aarde gemaak het, en sy kind gestuur het om aan hierdie wêreld bekend te word, dat hierdie kind nie net op die kruis gesterwe het nie, maar dat hy gesterf het om vir ons lewe te kom gee, en 'n lewe in oorvloed. 'n Lewe wat en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar nou staan die Here met hierdie woord in sy hand. Nou staan hy met hierdie evangelie in sy hand, en hy sê vir ons elkeen op die naam, rol jou klip weg, en kom uit met die kopdoek. Kom uit met hierdie doeke en hierdie bande om jou, en ek wil jou genees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie Vader, dat U die God is wat met genadigde hande kan werk. Here, dat U elke dag vir ons uitnooi, en dat U, Here, daai bietjie en daai stukkie ook van ons vra. Rol jou klip weg. Here, hierdie suster sê inderdaad, Here, maar U is 4 dae net te laat. En baie keer dan sit ons ook met dieselfde, Here, daar is nie meer hoop vir my nie, Here, daar is nie meer genade vir my nie, ek is so ver weg in hierdie gat en in hierdie oop graf, Here, maar U sê, moet nie vir my voorskryf nie,
kyk, my hande werk, my voet werk, my mond werk en skep moed daarin. En Here, as U toetree, dan breek U die evangelie van U self oop. En ons kry hoop. En ons sien, Here, in die eerste plek, dat U sien die vriend, Here, en U sien die kind, en U sien die bedroefdes, en U voel ook self stikkend, Here, oor die heengaan van Lazarus, en van Oom Pieter, en van soveel ander mense. En dan weet ons, Here, U is die God van die medelee. U is die God van die Bellaar-belydenis, wat inderdaad vanmôre vir ons kom sê, dat U het 'n spesiale plekkie vir die arme, die weduwee en die wese. En dan kom U met hierdie pragtige woord van hoop. Dat is, U sien ons, Here, in ons doeke. En U stel, Here, gemeenskappe. En U stel, Here, vriende daar, kollegas daar, die kerk daar, die gemeenskap daar, om ons te help, sodat ons genesing in U kan kry. Maar Here, dan versterk U ons geloof, en dan bind U ons vas, Here, en toe in genade. En dan skryf U 'n nuwe lied, en ons sal saam sing. Dit is wel, met my siel. Here, skryf die lied. Hou die pen van ons elke se lewe vas, maar breek, Here, deur, waar ons in ons eie lewende dooie grafte sit. En spreek, Here, bou aan ons, Here, opnuut, want ons weet, Here, U is die beste bouwer. Skep vir my 'n rein hart, o Here, en vernuwe dan tog ons binneste. In Jesus naam kom bid ons dit met baie danksegging. Amen. Kan ek die orkes vra om vir ons net ietsie te blaas asseblief? Broers en susters, kom ons staan, dan sing ons op die programmetjie Evangelie nommer 1, en dan gee ek daarna vir Sylvie geleentheid om vir ons die bedankings te doen. Eendag breek hier. Ken jy orkes hierdie Evangelie nommer 1, eendag breek hier die lewensdraad? Het meneer aan? Okay. Oh,
Goeiemôre, dominee, kerkraad, gemeente, familie en vriende. Ek dink dit is seker die moeilikste taak om die bedankings te doen. Want môre groet iemand my dalk nie op die straat nie, kwaad vir my, kwaad vir die winnaarfamilie, want iemand is uitgelaat. En om die rede gaan ek regtig nie name noem nie. Eerstens wil ek net ons hemelse Vader bedank dat hy ons 'n pa vir so baie jare geleen het. Ons dank ook die Heer vir 'n vol lewe wat pa gelewe het. Nonna het ook gesê, Sylvie, jy moet die bedankings doen, want met Cedric se sterfte was ek nie daaronder toe die diens klaar is nie. Toe sê pa, Nonna, gaan haal vir Sylvie. Dis ook hoekom hierdie taak op my gelê is. Maar ons wil ons opregte dank aan Dominee, die kerkraad, vir alle bemoediging en gebede, as ook die VGK gemeente hartlik bedank vir wat julle beteken het deur oupa pa se siekte tyd en tot en met vandag. Ons waardeer dit opreg. Ons wil ook die dokters en verpleegpersoneel van die Katolieke Hospitaal, Treeside en Panorama Step-Down Hospitale bedank vir alles wat hulle beteken het vir pa. Ons wil die begrafnisondernemer, die caterer en ook vir Nemwater bedank vir die skenking van die water. Daar het ook familie van pa, om te dink hulle is die enigste winnaarfamilie in Namibië. So, ons wil dankie sê vir die familie wat uit Suid-Afrika gereis het om die familie hier te kom ondersteun. Ons waardeer dit en ons hoop dat wanneer julle teruggaan dat julle veilig sal ry. Last, we want to thank all family, friends and colleagues from near and far for their heartfelt messages of condolence as well as contributions towards the funeral. Ons waardeer dit opreg. Dit was regtig waar goed. It's really appreciated. Thank you. Baie dankie Sylvie, broers en susters. Ons het aan die einde gekom, maar voordat ons gaan die slotgesang saam sal sing, wil ek tog net so 'n paar logistieke goedjies vir u deurgee. Ons gaan Pionierspark begrafplaas toe en die request is tog dat u maar kyk die karre wat voor u is, sit die hazards en die hoofligte aan en volg maar die oudjies wat voor u is. Die familie het dan nou ook begeleiding gereël. Ons vertrou dat die polisie hier buite sal wees, maar as u verdwaald raak, hou tog maar die karre voor u dop en laat ons nou nie in 'n ongeluk en in iets sal ingaan en dat ons dan nou as 'n eenheid aan die ander kant sal uitkom. Ek sal so ver moontlik wag dat almal daar aanland en dat ons daar as 'n eenheid verder sal gaan. As die naam op die programmetjie is, dan moet u tog maar net vir ons spontaan nader staan. Daar is nie baie name nie, maar u sal weet wanneer u moet dra. En ons vra ook dat u nie eers die ander grafte sal besoek nie, maar dat ons eers vir die doel waarvoor ons gekom het, dat ons hierdie doel sal afhandel en dan kan ons daarna gesels en 'n bietjie met mekaar verkeer. Maar ons moet aan die ander kant gaan sing en ons moet lekker sing en ons moet die familie support in daai opsig en dat ons dan ook hierdie taak inderdaad kan voltooi. So kom ons staan en ons sing dan ons slotgesang, gesang 204. Ek het o Heer van ver u troon gesien. Ek wil ook vra dat u vir my net staande sal bly, totdat die oorskot dan by u verby beweeg, dan kan ons dan uitbeweeg. Kom ons staan en ons sing gesang 402.
broers en susters, ek vra vir hom Pieter se 3 seuns om vir ons dan net die kersie uit te blaas. Meneer, kan ons net weer die laaste vers van hierdie gesang saam sing? My liewe broers en susters, kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u genees. Die Here sal tot elkeen se redding verskyn en hy sal vir u daar genadig wees. Die Here wil vandag vir elkeen van ons uitnooi om uit ons grafte uit te kom. Ons kan kom net soos ons is en die Here sal self vir ons op die naam roep en ons genees. Winnaar familie, die Here sal u elkeen vandag genees. Elkeen wat hierdie woorde aanhoor, die Here gee vandag vir ons elkeen sy vrede, sy vreugde. Kom ons gaan dan en ons gaan boer met God se barmhartigheid. Vandag, môre tot in ewigheid. Amen. My broers en susters, terwyl jy so staan, vra ek dat die slipperdraers dan net na vore sal kom, wat vanaf die altaar dan nou tot daar by die deur sal dra. Dit is die familie saam met juffrou en Derek wat dan net vir my na die kus gaan beweeg. Meneer, kan u vir ons die dode maar speel asseblief?